Laat ek begin deur te sê baie welkom aan almal, Elise, Karen, Hanneke, Hugh, en as ek dink aan hierdie bediening, Marius en Marita, dan wil ek vir julle baie dankie sê dat julle groot nood raak gesien het en bereid is om hierdie mense wat op hierdie oproep is en vir ons op YouTube later gaan kyk en later gaan deelneem aan Missio Day, dat ons hulle kan bedien, dat ons hulle regtig hulle hande omhoog kan hou soos Aaron en Hur. En dankie vir dit. Dankie vir 'n mooi bediening en dat dit uit julle nood en liefde gebore is, want julle was sulke ondersteuners, is so bietjie sulke ondersteuners. En Jolanda, welkom as ons eerste gasspreker. Dis lekker dat jy saam met ons kuier. So, Marita, jy moet nader sit aan Marius. Ons kan jou nie sien nie. En julle my nie sien nie. Okay, ek sal nog 'n bietjie nader sit. Ons is lief vir mekaar. Ons is lief vir mekaar, so dis dit beter. Ja, dis. Marius, wil jy iets sê? Buiten, ja, ek dink ek wil net aansluit by wat jy gesê het. Jy weet, ek en jy het 'n gesprek gehad daar in jou kantoor een oggend baie vroeg. Ek dink dit was 6:00 of so iets gewees. Dit was in die tyd wat jou ma baie siek was. En ons het die onderwerp het opgekom oor versorging en ondersteuning en so aan. En dit het so aangesluit by wat ek en Marita wil doen op daai tydstip. Was die gedagte nog net, dit was letterlik nog net 'n gedagte, dit was nog nie regtig 'n plan nie. En ek dink gebore uit daai wat ek en Marita deurgemaak het met haar ma, met my sussie, en my ma wat nou op hierdie tydstip nog met ons is op 96. En die challenges wat 'n mens beleef, en wat jou sus beleef het, Jolanda. En ek dink die res van die familie ook, en dan jou ander sus met jou oudste sus, as ek reg is, né? Ja, Karen pas van 'n middag op, ja. Ja. So as 'n mens so gesels, dan besef 'n mens hoe groot die nood is. Hoe groot die behoefte is vir iemand om net partykeer net 'n oor te wees. Partykeer net iemand om net 'n bietjie advies te gee as 'n mens in 'n moeilike situasie is. Of partykeer net te kan bel en sê, luister, help, ek is nou in die moeilikheid. Jy weet, en ek dink daar's regtig 'n behoefte. Ja, ek is so bewus en ons gaan nou daaroor praat. Ek wil net eers begin deur vir ons saam te bid, maar ek so bewus daarvan net dat hier mense op hierdie oproep is wat verskillende behoeftes het, want hulle het verskillende mense wat hulle oppas. 'n Down-syndroom kind, jy weet, ons het in Delma se vriendin gehad, Jolanda, Elmien wat vir Wimpie opgepas het, en Wimpie is al amper 40, dink ek. So 'n Down-syndroom kind wat jy oppas, 'n gestremde persoon, 'n persoon wat verlam is, ouer wat in jou huis bly, 'n ouma of 'n oupa wat in jou huis bly. So almal se behoeftes verskil, maar dit is tog sentraal dat daar mense is met so behoeftes. Ek dink in ons gemeente is daar mense wat 'n dogter het wat in 'n huis is. Ek nou die plek se naam vergeet. Ek gaan kuier altyd vir Lisa oor Kersfees, dan nooi sy my vir 'n Kersprogram en so aan. Maar ons moet haar ouers ook hier kry, en want die ondersteuningsrol is waaroor hierdie gaan, en ek wil regtig in besonder vir julle dankie sê, want ons gaan baie aspekte aanraak in die ondersteuning van hierdie. So kom ek begin deur vir ons saam te bid. Here, dankie dat ons deur U geïnspireer kan word om mense te bedien en mense naby aan ons te bedien, en Here, dankie dat U 'n dienaar was. U het gesê ons moet voete was, U het gesê ons moet die minste wees. Christendom werk so dat ons moet lief wees vir die wat swak is. Here, ander gelowe kan dalk minder lief wees vir mense wat swak is, Here, maar in ons geloof sien ons die kosbaarheid en ons sien die heiligmaking in ons eie lewens.
as ons vir u werk deur iemand anders te bedien. Daarom, Here, vra ek dat u met ons sal praat en dat ons geduld sal hê en dat ons met mekaar geduldig sal wees, maar Here, dat ons mekaar ook kan bemoedig en inspireer om die werk van hulp en ondersteuning, daai werk goed te doen. Dankie, Jesus. Amen. 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 Dankie, Wouter. Ek wil begin deur in die eerste plek, en ek dink ons moet dit kort vir mekaar vra soos mense bykom. Vra 'n bietjie vir genade. Jy weet, genade in die feit dat ons nie altyd die regte terme gebruik nie. Jolanda kan nogal kwaai mee wees met my as ek nie die regte terme gebruik nie. En die regte terme is belangrik, maar partykeer sê ons iets verkeerd, maar die bedoeling is mooi. Presies. Maar dis nie altyd polities korrek nie. Nou kom ek agter, ek het vandag geteach oor Rit en Rit 7, dan sê Boas, dan vra hy sy voorman, dan sê hy, wie's daardie vrou? Aan wie behoort daardie vrou? As jy vandag sê, hoorie, daar's Karen, aan wie behoort daai vrou? Dan gaan almal, Elise, aan wie behoort Elise? Dis 'n polities verkeerde vraag om te vra. En jy kan nou dink, just Boas, what were you thinking? Hoekom vra jy? Maar as jy die konteks van daai sosio-ekonomiese wêreld verstaan, dan het jy agtergekom, 'n vrou kan nie op haar eie leef nie. In daai tyd. 'n Vrou moes of 'n pa, of 'n man, of 'n seun gehad het, wat vir haar gesorg het. Wat daar nie net versorg het nie, maar wat haar ook beskerm het, nê? Anders was sy open target, fisies open target. Met alles wat gruesome kan verkeerd gaan. En eintlik in die lig daarvan is die vraag wat Boas dan vra, aan wie behoort hierdie vrou? Eintlik 'n genadevraag, 'n mooi vraag, 'n vraag van omgee. So wees asseblief versigtig dat wanneer ons ietsie sê, en dis nie heeltemal polities korrek of pas in nie, wat die bedoeling eintlik agter die vraag is. So kom ons begin, Marius en Marita, deur net eers weer, julle het so 'n bietjie julle konteks geskep, sê gou weer, en ek dink dan moet ons so vinnig gaan en hoor Elise en you en Hanneke, Karen, wie versorg hulle of wie het hulle al versorg, en hoekom is hulle op hierdie opvoed? Ek dink ek sal wegtrek en sê dat my sussie was 8 jaar jonger as ek, 'n laat lam. Sy was 'n Downie. En sy is 2 jaar gelede is sy April oorlede. Op die ouderdom van 52, né, as ek reg onthou. Ja, net kort van 52. Vir 'n Downie is dit nogal oud. So sy het op die laaste jare het sy baie verswak. Ons was geseënd dat sy in 'n versorgingsoord was wat haar baie goed versorg het. Maar emosioneel is dit nie heeltemal genoeg nie. En fisies is dit 'n challenge vir daai mense. So daar was die hele tyd fisiese ondersteuning nodig in die vorm van in verskeie vorms, maar veral in toerusting. Ekskuus, wanneer kyk ek op my battery nou skielik sê hy word pap. Excuse my battery het op geraak. Ons het baie ervaring opgedoen in daardie konteks uit my kant uit. Verder is my ma 96 jaar oud. Ek moes haar kar 4 jaar terug, moes ek haar kar wegvat want sy het 'n gevaar geraak op die pad vir haarself en vir die mense om haar. Maar die ou besef nie die impak daarvan nie. So, weet, daar's baie goed wat ons het ervaring opgetel het oor hoe om situasies te hanteer. Ja, Marita? Okay, by my was dit 'n kwessie van my ma het basies eers siek geword, sy het Parkinson's en dementia gekry. En my pa was die sterk een van die twee, alhoewel hy ouer was as my ma. Maar toe is die langslewende toe nou eers te dood. Ons het gedink my pa gaan langer leef
jy weet, en hy het my ma versorg en toe is my pa eers dood en toe is daar 'n klomp besluite en goeders wat moet geneem word om haar versorg te kry omdat sy nie vir haarself kon versorg op daai stadium nie. So en dit het nou 'n gevolg gehad met my sus my ouers sus het toe na my ma omgesien. Maar dit soos julle weet Karen en Jolanda, julle weet dit ook sy eie probleme want sy is dan nou 24 uur uit 24 ure basies is sy op diens. Op diens. En ons het toe 'n pad gevolg waar ons 'n versorger ingekry het 1 keer 'n week net om vir haar daai breek te gee, maar ook seker te maak dat jy weet my ma is goed versorg en sy word gebad en haar naels is geknip en al daai tipe goeders. So dis maar die pad wat ons gestap het en al die emosionele trauma wat daarmee saamgegaan het. Want ek bedoel ons alle ondergaan 'n persoonlikheidsverandering, weet so daar was baie goeders wat daarmee saamgekom het en op daai stadium het ek gevoel jy weet vir my was dit baie swaar en as ek so 'n groep gehad het soos hierdie wat my 'n bietjie kon ondersteun en bietjie vir my kon raad en leiding gee, sou dit vir my baie beteken het. Ja. Jolanda? Ja, in my situasie is daar 'n paar goed wat ek wil sê. Die ene wat ek dadelik wil sê is it's not my choice. It's not always my choice. Ek wil daarmee begin deur te sê dit was my keuse om my ma te versorg na COVID. Sy was nog gesond, sy kan haarself versorg. Sy het geskilder en sy het allerlei goed gedoen. Julle almal sal weet dat sy vreeslik besig was. So sy het allerlei stokperdjies gehad. Dit het ons seker 'n maand gevat om haar kamer uit te sorteer. Van die goed ontslaat raak is nog nie klaar nie. So dit is en so daai was nie so moeilik geweest nie. Die moeilike gedeelte was toe sy geval het en sy en haar been nie aangegroei het nie en sy bekleend was en versorg moes word. Toe word sy soos jy sê Marita, toe word sy heeltemal iemand anderste. Ja. En sy kan nie doen wat sy wil doen nie. Daai frustrasies en alles het ek baie moeilik mee gekoop. Die tyd wat ek het 'n werk gehad en dan kom ek by die huis, hier was iemand wat haar versorg het en dan kom ek by die huis en dan moet ek die volgende skof vat. So ek dink die impak wat dit op my gemaak het was dat my rol het verander van dogter wat met my ma alles gedeel het na versorger toe wat moes kwaai wees en sê nou was ons hare. Nee, ek wil nie nou nie. Ek sê nou ja, ons gaan nou hare was. Jy weet daai tipe van goed. Partykeer kan jy nie 3-4 dae na mekaar die hare los en jy moet dit vandag doen. So daai was vir my baie sleg is dat my rol het ook heeltemal verander toe haar versorging verander het. So as ek praat van it's not my choice, was dit my keuse om haar by my in die huis te hê, maar toe sy val en seer kry, moes ek haar versorg. En ek is nie spyt daaroor nie, ek is nooit spyt. Die tweede ding wat ek praat Jolanda, kan ons vinnig gou deur almal gaan en net gou hoor wie hulle is dat hulle en dan gaan ons weer terugkom na jou. Elise, vertel ons gou van jou situasie. Hallo julle, ek is ek dink ja, is 'n paar elemente, maar ek is die jongste van 2 kinders en my sus is sy bly in Amerika. So hulle het geïmmigreer, so ek is eintlik die enigste een wat naby is. My pa word nou 82 oor 'n week en my ma volgende maand 80. Maar my ma en hulle bly ver van my af. Hulle bly op 'n plaas wat nie baie toeganklik is. Dit is nie naby aan, is so 30-40 kilos van die naaste dorp af, 80 kilos van Nelspruit al waar die enigste privaat hospitaal is. So, of die naaste privaat hospitaal is. So, my ma is 2 jaar terug met dementia gediagnoseer, early onset. Maar ek dink ons het in die laaste jaar gesien dat hy nogal redelik geprogressief regresseer. Alles is nog fyn eintlik, maar ek dink ons staan nou by 'n punt waar daar sekere besluite geneem moet word.
En nou my pa is nog redelik sterk en maar hy het ook maar knie wat seer is en die heup wat seer is. So 'n bietjie mobiliteit goeders en ek dink ek probeer ek dink die tog wat dit heidaglik die gedragsverandering wat dit op my pa het heidaglik wat my ma op my pa het is nogal erg. Hy kry swaar. So hy kry swaar. So is eintlik ondersteuning vir hom en ek beleef ook nou sy het sporadies vreeslike uitbarstings en op en af en snaakse goed. So ek dink ek staan by 'n plek waar ek moet besluite nou of help met besluite neem van waarheen my pa help met besluit waarheen vorentoe. Daar is finansiële challenges. So dit lyk op die stadium of hulle by my sal moet bly. Alhoewel, maar ja, ons moet die voetwerk moet reg wees en dan moet ons natuurlik ook Ek dink jy is in so 'n goeie groep, nê. Dat die Here jou by 'n mooi groep gesit het wat vir jou kan raad gee en bystaan en kan hulp gee. So, dankie dat jy dit sê. Jou pa was mos onderwyser, was hy nie die een wat vir Johan Herpskool gegee het? Ja. Johan sê hy kry nou nog sulke jitters as die oom in die kerk is, want hy het hom 'n ordentlike pak slaag eendag gegee. Maar Johan sê altyd oor Elise pa. As dit nie vir hom was nie, is die eerste man wat hom 'n ordentlike pak slaag gegee het en hy het dit nodig gehad. So Johan het 'n geweldige liefde vir Elise pa. Want daar was 'n man wat autoriteit oor sy hy het alleen ma gehad, 'n paar ma's geskei en daar was niemand wat autoriteit kom uitoefen het nie en jou pa het. So ek wil hom net honor vir dit. So elke keer dan sê Johan as hy die oom sien dan kry hy sommer weer dan sê hy weer loop hy regop. Dit is tog maar dit is eintlik so oulik. Ek weet nie of jy weet nie, Wouter, maar elke keer as Johan gepreek het, gaan my pa vir hom dankie sê en gee vir hom terugvoer en sê dit mooi gedoen. Wonderlik. Ja, dis so, hy coach hom nog steeds. Ja. Dis great. Hoorie you praat gou met ons, waar trek julle? Ja, okay, so net om vinnig so 'n bietjie agtergrond te skep is my pa en ma het so 7 jare terug het hulle afgetree en by my sussie hulle ingetrek. So my sussie hulle het nou al voorsien vir basis ek sou sê vir 7 jaar 'n plekkie vir daar's altyd 'n woonstel. Hulle het getrek verhuis 3 keer, maar daar was altyd 'n woonstel of 'n plekkie wat hulle reg gehad het vir my ouers. En wat nou gebeur het in die laaste jaar is my ma dementia gekry. So dinge het drasties verander in die laaste paar die laaste jaar sou ek sê. En wat dit nou 'n bietjie moeiliker maak is ek is hierdie kant, my broer is in Las Vegas. So hulle is al so 7-8 jaar daai kant. So die tol is nogal groot sou ek sê op my sussie, op Louis en op my sussie. So wat nou gebeur het is in die laaste paar maande, so 6 maande, het my boetie ingekom en hy het gesê van Las Vegas, ja, die dollar is in sy guns en hy het gesê, okay, kom ons kry 'n versorger in wat dan gaan deur die dag kyk na. Jy weet, want my sussie is daar partykeer deur die dag. Sy grootliks in die aand, sy moes nou eintlik vanaand hier gewees, maar sy kan nie want sy's aktief in die aande. Sy's 'n eiendomsagent en Louis is ook in die eiendom, so hulle is nou, wanneer ons nou praat hierso, is hulle aktief daar buite, besig om mense te sien. Maar dis eintlik hulle wat die versorging het, maar dinge het so drasties verander nou hierdie laaste ruk, en soos Jolanda ook verduidelik het, die uitbarstings en goeters wat gebeur, die aanskof, al hierdie tipe goeters het nou begin intree. En dit het half in die gesin het dit net half te veel geraak vir op die oomblik. En hulle is ook in 'n situasie nou waar hulle die kantore is ook by die huis. En hulle wil bietjie afskaal en herstruktureer en goedjies doen en goeie so. As hulle deur daai dinge gaan, dan gaan daar dalk miskien nie die opsie wees. Laat hulle kan voorsien weer die woonstelletjie of iets of wat vir my ouers.
So ons is besig nou om te begin voelers uitsit om te sien hoe gaan ons dit doen. En weet so ou gaan deur al daai emosies nou. Soos ek gaan en Louis gaan Saterdagoggend gaan ons gou daar's 'n plekkie in Hartbeespoort wat vraalkeer doen en hy het gehoor deur ander mense van die plekkie. So ons gaan gou kyk na daai plekkie toe. En ons begin nou weet soos die kar vat ons half nou weg van my pa af nou. Weet so my pa is nog nie eintlik op daai vlak weet so maar soos wat jy nou verduidelik het Elise die tol op die einde van die dag op hom raak al hoe erger en hy gaan agteruit as gevolg van hierdie wat op hom is. En ons kan duidelik sien, jy kan vinnig sien in maande kan jy sien die tol wat dit op hom het, verstaan? Ja. Hy begin nou sommige goeders vergeet en allerlei goed ook, jy weet. En hy's nie die ene wat demensie het nie. So jy kan sien, ek gaan dit sommer net hier afsny. Dit is min of meer waar ons nou staan. So ons moet 'n ander opsie kry vir my ouers. So ons is nou daar waar ons nou moet begin soek en voelers uitsit en al die opsies oorweeg. Ja. Dis waar ons nou is. Ja, ek wil sê wat ek vir Elise sê, jy is op die regte plek. Hier's ouens wat jou kan help en raad gee en bystand gee en praktiese raad kan gee. En hier's die ding, jy weet ek het nou in hierdie afgelope 2 weke terug het my skoonpa uiteindelik nadat ons oor en oor met hom gepraat het, hy's nou 90, het hy uiteindelik nou besluit hy kan nie meer bestuur nie. Dis nou nadat hy al aan 'n paar goed vasgery het. Ja. Maar hy het nou, sy kar is nou verkoop, gelukkig. Een van die kleinkinders het die kar gekoop. En dank Vader tog, want die kar is nog op my assuransie ook. Ek eis elke keer, dit kos my baie geld. Maar daai tipe goed, hier gaan ons oor gesels. Die kar terugvat, die assuransie, die finansies, die uitbarstings, al hierdie goeders gaan ons nog hier deurtrap, Marius, Marita. Ja. Ek dink wat help ook, Marius, Marita, is dat hierdie op YouTube gaan wees, nê? Ja. So dan kan jou suster dit kyk, dan kan jy dit selfs aanstuur vir jou familie in Las Vegas. Laat hulle hoor wat jy sê, wat hulle hoor wat die ander sê. En al is dit net 'n ondersteuningsrol, jy weet dat die ondersteuning vir die familielid ook hoor wat gebeur. En ek wil vir julle aanbeveel, die ander familielede, om hierdie ding na ander mense toe te stuur of hulle te nooi om deel van hierdie gesprek te wees. Anneke, jou situasie. Anneke? Skus dat ek my net eers hier afkry van mute af. My situasie is maar baie dieselfde. Mamma het ook dementia en dit was baie swaar. Sy is nou April maand verlede jaar is sy gediagnoseer. Dit het net al slegter gegaan. Die nagte was rof. Ek het nie geslaap nie. Ek sukkel nou nog my patrone te kom. Maar mamma was by Medivraal gewees. Ek hoor jy sê hy gaan die plekkie in Harties gaan sien. Ek dink dit is 'n afstammeling van Medivraal. Mamma was hier in Medivraal gewees, hier in Littleton. En ek moet sê, ek besluit om haar in te kry, ek sou haar versorg. En dit het goed gegaan vir 'n jaar en dit was nie meer goed nie. Die uitbarstings, die goed wat sy gesien het, die beskuldigings, die lelike dinge. En dit het veroorsaak dat sy en my man nie meer oor die weg kon kom nie. Want hy het gevoel sy steel my van hom. Want ek was meer betrokke by haar. So op die einde van die dag het ek toe nou deur 'n vriendin 'n plekkie gekry hierin by Bakenkop. Of nie Baken, Enops. Die plekkie se naam is Weskusplek. Mamma is nou daar en sy is doodgelukkig. As ek nou kyk die behandeling wat sy gekry het by Medivraal,
en die behandeling wat sy by hierdie plekke kry, by Weskus, sal ek haar 10 keer terugsit in Weskus, want hulle versorg elke ou asof hulle vir daai persoon omgee. By my die vrou was sy maar net 'n nommer gewees. So ek wil vir julle regtig aanbeveel as julle na 'n plekkie soek vir iemand om vir Lisa te kontak by Weskusplek. Maar ek moet ook sê dit het hard gegaan. Ons het by die welsyn geland. Iemand het die welsyn na my huis toe gestuur. Belma Geldenhuis. En sy het vir ons gesê ons moet onmiddellik vir mamma 'n plek kry. Nou ja, die plekke wat sy aanbeveel het was 35.000 'n maand. Nou finansiëel kon ons dit nie bybring. Ek het vir 'n plekkie gekry en ek betaal nie R9.000 'n maand nie. So regtig Ek wil baie graag skies ek onderbreek jou nou, maar die naam, ek kan nie mooi hoor wat is die naam van daai plekkie nie. Weskusplek. O, Weskusplek. Ja. Ja, Ek dink net, mag ek gou hier insip? Ja, Tuurlik. asseblief Julie. Ekskuus tog nie, ek weet nie waar is die handjie wat ek moet opstoot nie. Ek dink net, en ek dink jy gaan dalk ook dieselfde ondervind. Ek dink wat vir my moeilik is hulle het nie dieselfde versorging nodig nie. Ja. My twee ouers nie. So die een is nog sterk en die ander een nie. So Ja. my pa het bijvoorbeeld vir my gesê ons kan hulle glad nie van mekaar skei nie. Dis nie vir hom 'n opsie om hom in 'n plek te sit en hom by my te laat bly nie. Hulle wil by mekaar wees. Ja. Dis So te ek- verstaan, hè? Ek kan dit 100% en ek respekteer dit, maar ja, nou weet ek nie. Ja. Ja. Julie, Maar ja. ons gaan nog uitgereik. ons gaan nog En- daaroor gesels, Elise. Okay. Kom ons hoor gou Karen, vertel gou jou situasie. Okay, my oudste suster het verlam geraak as gevolg van diabetes. Dit was 'n diabetes abses op haar rugwervel wat toe soveel skade gemaak het dat sy van haar onderlyf af onder toe heeltemal verlam is. En sy was vir meer as 6 maande in die hospitaal. Aan en af, sy was vir 4 maande in die hospitaal en toe was sy vir 'n rukkie by die huis en dan sy teruggegaan want daar was een of ander probleem of 'n drukseer of whatever. So dit was vir lank wat dit maar 'n krisis was en ek moes ook maar sukkel met wat 'n fisioterapeut en 'n maatskaplike werker wat uitgekom het en gesê het hierdie veranderinge moet gemaak word in die huis voordat aan Amerika huis toe kom. En al sulke goed, so daar was maar 'n paar challenges ook. En sy net toe ek gebrag het nou die dag dat sy was vir meer as 6 maande nou nie in die hospitaal nie, toe land sy weer in die hospitaal vir 3 maande. So sy is dank Vader nou weer by die huis en ek het regtig 2 wonderlike versorgers wat na haar kyk deur die dag. Hulle kom elke dag in en dan bad hulle haar en hulle versorg haar mooi en al sulke goeders, maar kos maak en al die ander goeders is maar my probleem en ja, so dis maar dit. Dankie Karen. My storie. Dankie. Ja. Marius, Marita, ek wil teruggooi na julle en Jolanda toe en sê julle het nou min of meer almal wat op die oproep is se situasies gehoor. Jolanda, jy was besig om te praat van dis nie my keuse nie. En die tweede ding? Die tweede ding wat ek agtergekom het is ons praat baie keer van bejaardes wat versorging nodig het. Ons praat van ek het nou baie oor hierdie goed gedink, van gestremdes wat versorging nodig het. En dan, ek weet hierdie is eintlik iets heeltemal anders, maar ons kan ook op 'n stadium, ek sien dit daagliks omdat ek daarmee werk, is dat ons sit met kinders met leergestremdhede of leergeremdhede. Ons sit met kinders met
fisiese goed soos gehoor. Dis 'n ek wil amper sê normale kind, maar sy gehoor is 'n probleem of sy sig is 'n probleem. En daai moet in 'n hoofstroom skool wees. 'n Kind met wat op die spektrum is, 'n kind wat een of ander iets het, een of ander sindroom het. En daai ouers het voltyds daai kind, voltyds. Hy het nie 'n keuse. Dis sy kind. Hy kan nie daai kind net hy kan dalk daai kind in 'n skool vir spesiale behoeftes sit, maar deesdae moet ons skole gerad wees vir spesiale behoeftes en ons is nie. Ons is nie almal nie. So, daai ding is ook vir my 'n groot ding as ek sien hoe die ouers met kinders sukkel en moedeloos raak. En ek gaan hulle ook definitief hiernatoe verwys, dat ons bietjie kan op 'n stadium daaraan spesifiek ook aandag gee. Hoe ondersteun ons hulle? Hoe help ons hulle? Dis wat ek sê. Daar's 'n groot behoefte. Ek kan net so 30 sekondes gou vir julle net die prentjie skilder. My kind het 'n jaar terug geëmigreer Engeland toe, net so meer as 'n jaar terug. Sy is 'n laerskool graad R tot graad 3 onderwyseres. En sy het gesukkel om werk te kry want hulle is in die platteland en met haar buitelandse kwalifikasie kan sy nie onderwys gee by 'n staatskool nie. So sy het nou 3 weke terug het sy werk gekry in die dorpie daar by hulle as 'n versorger of 'n eintlik Hulle noem dit 'n supporter. 'n supporter in Engels van volwassenes, jong volwassenes met autisme of leergestremdheid. En dit is so groot issue in Engeland dat hulle het verskeie huise wat na hierdie tipe van jong volwassenes omsien. So ek dink nie Suid-Afrika is ver agter in terme van die getalle nie. Ek dink ons is ver agter in terme van die fasiliteite. Die erkenning daarvan, En die erkenning daarvan, Ja. So Wouter, ek wil gou hierso inkom en net sê dat daar's definitief 'n thread wat deur hierdie spesifieke groep loop van dementia. En ek dink ons moet dalk die volgende onderwerp op hierdie tydstip dementia maak en iemand kry wat 'n spesialis is op die gebied in terme van versorging, in terme van plekke wat in die groter Pretoria omgewing dalk beskikbaar is daarvoor. Ons het 'n kontak vir dementia. As daar ander onderwerpe is wat julle wil hê ons moet aanspreek, asseblief, ons wil graag hê dat julle vir ons die onderwerpe deel. En laat ons kyk of ons spesialiste kan kry op die gebied om daaroor te praat. My en Marita se ervaring met dementia is beperk in terme van dat haar ma was in Durban, so ons het nie fisies die versorging gedoen nie, maar ons het die emosionele kant beleef daarvan. So ek sal graag spesialiste wil kry om oor die onderwerp te praat. Is dit met julle almal min of meer reg dat ons daarna kyk as die volgende onderwerp? Yes. Nice, wees baie dankie. Ekskuus tog Marius, het julle is ons op 'n WhatsApp groep of ietsie? Ek gaan vra dat julle vir my julle WhatsApp nommer stuur. Ek gaan myne gee. Dan stuur of my e-posadres. Dan kan julle vir ons e-mail of julle kan vir ons WhatsApp stuur en so. En dan wil ek 'n groep stig waarop ons gewees. Dit gaan nie 'n besige groep wees nie. Ons gaan letterlik net oor die onderwerpe praat en inligting en mense herinner op sê maar op 'n maandag van die donderdag se Zoom. Want die mense raak besig. So ek wil graag hê dat ons dit doen. Daar is nog nie 'n groep nie. Daar is 'n klompie name van die Ministry Fair wat ek op die groep gaan sit. Maar ek wou niks doen voor ons nie vanaand met mekaar praat en verstaan hoe ons dit gaan hanteer en so nie. So ek sal dit oor die naweek sal ek die mense op die groep sit, die wat op daai ding is.
So as jy jou naam daar gesit het, jy hoef jy hom nie te stuur nie. Hugh, ek dink nie jy het jou besonderhede vir ons gegee nie, né? Ek het. Nee, ek dink nie ek het nou net Nee. basies Hugh, die jy- scan gevat daai dag, ja. Ja. Hanneke, ek dink jou naam is daarop as ek reg onthou. Ek is nie seker wie die iPhone is nie. Skalk, is jy op die iPhone? Ekskuus, hy's op mute. Nie Elise nie. Nee, ek sien daar is iemand wat net iPhone is. Ek vermoed Ja. is Skalk. Maar in elk geval, hy het gevra vir die link, so ek vermoed dit is Skalk. Ek het sy nommer, ek sal hom op die groep sit. Ekskuus, ek kan hom glad nie sien nie. Hy's net op as iPhone, Wouter. Ja. As hy ietsie wil sê, die persoon wat op is as iPhone, wil jy nie asseblief jouself voorstel en dan ook dalk net sê wat is jou omstandighede nie. Ekskuus man. Okay. As hy nie nou wil praat nie, is dit ook alright. Is dit reg? Gaan gerus aan, Marius. Okay. So ek dink ek sal 'n program uitsit sodra ek nou 'n bietjie voorstelle kry van wie ons watter onderwerp ons gaan praat oor en wie ons die spreker gaan maak. Van die onderwerp en daar gaan partykeer meer as een spreker wees. Ons wil kyk of ons 'n paar mense in terme van demensie wil ek kyk of ek 'n mediese dokter daar kan kry. Om vir ons bietjie daarvan te vertel, maar ook iemand wat die fisiese versorging hanteer. Daar's 'n vrou van die demensie vereniging wat ons gekontak het. Ja. So ons wil haar graag op die paneel kry. Maar dit is so ons vra vir voorstelle oor onderwerpe wat julle graag wil hê ons oor moet praat. Ons sal nou op die einde sal ek my e-posadres ook net op die skerm sit vir as iemand na die tyd op YouTube daarna kyk en hulle wil stuur. Gaan my e-posadres daarop wees. So ons wil graag insette hê van die mense. Ek dink op hierdie tydstip ons het mekaar nou 'n bietjie leer ken vanaand. En ons het nou nie 'n spesifieke onderwerp gekies nie want ons wil ek dink nie ons moet met die deur in die huis geval het nie. Ek dink ons moet net eers 'n bietjie onsself bekendstel. En vertel wat ons oogmerke is. So Marita, het jy iets wat jy nog wil byvoeg? Kan ek net sê vir die res van die groep wat dit nie weet nie, Marita is 'n maatskaplike werker en Jolanda is 'n maatskaplike werker. Ja. En ek dink dit help geweldig baie om daai twee se professionele kennis op hierdie paneel te hê. Ja. Die feit dat hulle al versorging gedoen het en wel maatskaplike werkers is, gaan julle almal op hierdie groep geweldig baie baat. As jy moet vra beantwoord rondom sekere goed, kan 'n maatskaplike werker vir jou prakties raad gee. Ja. So net dit ter info, Marita en Jolanda wat albei maatskaplike werkers is. Ja. En as jy 'n vraag het wat jy wil vra, maar nie dit hier wil bespreek noodwendig nie, my e-posadres gaan ek op soos ek sê op die skerm sit. Julle is welkom om te kyk en vir ons e-posse te stuur daarna toe met vrae. Julle kan vir ons vra, julle kan vir ons voorstelle maak vir onderwerpe ensovoorts. En dan as jy daar vir my net na die tyd jou selnommer sal stuur, dan kan ek jou op die groep sit en ons gaan daar ook ons e-posadres deel met almal. So ons wil graag hê dat dit moet 'n gesprek word. Dit moenie iemand wees wat sit en sê jy moet dit doen, jy moet dat doen, want almal se ervaring is verskillend en almal se behoeftes is verskillend. Daar's 'n gemeene faktor van demensie vanaand hierso onder baie van die mense, maar elkeen se behoefte verskil. So jy weet, en as jy nou na die so gesprek nog steeds nie jou vraag beantwoord het nie, wil ek hê jy moet vra sodat ons dan dit in 'n volgende gesprek of daai selfde dag miskien dieper kan bespreek. So dit moet regtig interaktief wees. Mag ons hier huil ook? Jy is welkom.
Jy gaan my dalk self 'n paar trane sien pik hierso. Want ek is baie emosioneel oor byvoorbeeld my sussie, en selfs my ma, en weet jy wat, ons was baie lief vir my skoonouers. So wanneer ons oor hulle praat, is ons geneig om emosioneel te raak en ons is geneig om 'n traan te pik. So as jy 'n traan wil pik, is jy welkom. Ja, Elise, ek wil daarmee saamstem en sê hier gaan ons vir mekaar bid ook. Ja. En mekaar ondersteun en bystaan. Dit gaan oor Jesus. Hy's die middelpunt, hy's die grootste versorger van ons harte. En as ek aan Hanneke, ek wil al klaar saam met Hanneke net nou begin huil. Maar ek is verskriklik lief vir jou se ma en pa. En hulle is naby aan my hart. Verstaan jy? So hierdie goed, mens gaan gou emosioneel word oor hierdie goed en dis heeltemal alright. So ek dink ons moet vir mekaar sê dis reg so. Ja. En weet jy, Elise, as ek net kan sê, weet wat vir my een van die moeilikste goed wat vir my was met my ma saam is dat jy weet ons het 'n ongelooflike baie weet 'n close verhouding gehad. En haar persoonlikheid het so verander dat jy weet sy was ver, hulle was in Durban en ons was hier in Pretoria. Maar ek sou bel en dan sal sy vir my pa sê maar sy wil nie met my praat nie. Jy weet. Sy's heerlik met my. Dis word uitgetrap, skrikkelik. Ja, so jy weet, so haar persoonlikheid, sy was hierdie dinamiese mens, hierdie wiskundewyseres wat tot 'n matriek wiskunde gegee het. Sy kon enige iets doen wat haar hande kon vind om te doen. Sy kon bak, sy kon kook, sy kon naaldwerk doen, sy kon enige iets doen. En vir die laaste 5 jaar van haar lewe het sy niks gedoen nie. Sy het net in haar kamer gewees, sy het nie by haar voordeur uitgegaan nie. Sy het nie eens opstaan in die bed uit behalwe om toilet toe te gaan nie. So sy het haarself heeltemal onttrek en maak nie saak wat sy gedoen het nie. Jy weet, en ek dink dit was die moeilikste om daai verandering te sien en die verandering in die verhouding. So so as ons mekaar hier kan ondersteun, jy weet, dink ek net ons kan dit vir mekaar makliker maak. En ons gaan saam jou huil. En saam met mekaar lag ook, want daar is goeie goed wat daar gebeur. Weet jy wat, ten spyte van al die hartseer en al die dinge, gebeur daar goed in ons verhoudings met ons ouers en ons geliefdes wat eintlik as 'n mens terugstaan lagwekkend is. Veral as 'n mens na die tyd terugkyk. Jy weet dan en van die goedjies wat gesê word is ook snaaks. Baie snaaks. Mens moet baie keer 'n bietjie lag net om dit te hanteer. Presies. Net dis 'n selfverdedigingsmeganisme om te lag in hierdie situasies. So dit is goed ook vir die siels lag is soos medisyne. So ek dink partykeer moet 'n mens bietjie lag. So tussen alles deur. So wanneer daar wel snaakse goed met julle situasies gebeur, asseblief deel dit met ons, want ek dink dit is belangrik dat ons almal verstaan dat dit is goed wat gebeur. Ja. Kan ek vir julle laat lag? Ja, vertel my. Mamma sê na die dag, sy kan nie verstaan hoekom liewe Jesus al vasgegom het in die aarde nie. Want sy so lank wag sy al om huis toe te gaan. Ag, dit is pragtig. Vasgegom het. Vasgegom in die aarde. Ek dink sy het bevryding nodig. Maar ek het sy bevryding nodig, sodat sy kan gaan. Ja. Partykeer het hulle nodig om te verstaan dat wanneer hulle gaan, mense hulle vrystel om te gaan. Ons weet van vriende van ons wie se pa aan die dood geklou het. Aan die lewe geklou het. En toe gaan sy broer en sy vrou in die kamer in en sê vir hom, weet jy wat, ek sal na jou vrou kyk, jy hoef nie bekommerd te wees nie, ek sal seker maak sy is versorg en alles is reg, jy kan maar gaan. En hy is halfuur later is hy oorlede. Jy weet. So partykeer het 'n mens net dit nodig, verstaan jy? Ek dink dit is ook belangrik dat 'n mens hier daar openlik oor sulke goed gesels. Dat
Ek sê nie dit is wat jy moet gaan doen met jou ouers nie, maar partykeer is dit sien 'n mens dat regtig hulle klou aan die lewe omdat hulle bekommerd is oor iets. En dan moet 'n mens partykeer hulle net gaan gerusstel en sê luister, dis reg. Moenie worry daaroor nie. Jy kan maar gaan. Ja. Ja, maar nou, daai mens vandag hoor sy wat jy sê, oor 10 minute weet sy nie wat jy gesê het nie. Ja, maar in hulle subconscious, weet jy, né? Die subconscious is 'n ongelooflike sterk ding. Daar's gedag. Ek wil gou net 'n ander storieetjie vertel. In ons gemeente in Springs het ons 'n oomie gehad wat ernstige demensie gehad het. Hy het nie geweet wie hy is nie. Hy het geweet sy geheue het al hoe verder teruggeskuif. So die oomie was toe ons hom leer ken het omtrent so was wat is sy naam weer gewees? Oom Stoffel was so 80 gewees, né? So omtrent 80. En ek was so in my middel 50s. En ek vroeg 50. Dan stap ek in die oggend in die kerk en dan sê hy, hier's my ou maat, ons is taalmaats, ons is ewe oud mos, né? En so het hy al hoe jonger geword in sy gedagtes. Dat hy later aan weer 'n kind in die huis was in laerskool, né? So, maar daar's een ding van oom Stoffel wat altyd tot die dag van sy dood het hy elke oggend opgestaan, hy het elke oggend sy Bybel gelees en hy het elke oggend gebid. Die oggend waarop hy oorlede is, het hy die laaste gebed gemaak met die Here, het hy sy gesprek gehad. En op laas was dit 'n gesprek soos 'n 7-jarige kind, maar hy het elke oggend Bybel gelees en hy het elke oggend gebid. Ten spyte van alles. So daar's in 'n mens se onderbewuste, ten spyte van die Alzheimer's, is daar sekere goed wat vasgelê is wat bly. Ja. Ja. Ek wil ook sê net terugkom en sê dat hierdie gaan ook 'n plek wees waar ons mekaar prakties help, soos wat ons nou al reeds gepraat het oor plekke en mediese advies en so aan as daar mediese persone op die oproep is of op die paneel is. Maar hier wil ek ook graag hê dat ons vir mekaar moet sê, man, dis waar jy doeke kan koop of dis waar jy daai spesiale kos of dit kan ons daar doen of daai tipe versorgers, dis die nommer van daai versorgers. Dat ons mense soos Karen, mense soos Joelle help wat partykeer prakties hulp nodig het. Luister, ek moet nou iewes skielik uitvind waar kry jy dit? En in hierdie groep kan ons dan nou sê, dis waar mense dit kan kry. Iets wat ek ook net wil noem is, my tannie is so van Oktober af, nee, November af, is sy in 'n versorgingseenheid in daar naby die Rodeplaatdam op 'n plot. Die beauty daarvan is dat dis alles Afrikaans. Dis Afrikaanse mense wat hulle versorg. Hulle kry boerekos om te eet. Dit is bekostigbaar. En daar is woonstelletjies waar die koppel kan saam bly. Jy het gepraat van die ma en die pa wat nie geskei wil word nie, Elise. Asseblief. So ek kan nie die plek se naam nou recall nie, maar ek gaan nou gou my niggie vra oor die plek se naam en dan sal ek dit ook op die groepie sit. Dat 'n mens kan gaan kyk en my ma het nou al 'n paar keer by haar gaan kuier en my ma is verskriklik beïndruk met die plek. So ek wil vir julle sê ek dink dit is dalk ook 'n opsie veral vir Elise wat die 2 ouers moet saam bly. Ek dink jou ouers ook waar daar woonstelletjies is wat hulle kan huur om saam te bly, maar daar is ook die mediese versorging terselfdertyd. Ja, dit sal wonderlik wees. Ja. Ons sal uitvind. Ons sal daai besonderhede kry en op die groepie sit. Ag, dankie Wadia. Wouter, ek dink ons is so min of meer uit tyd uit. Ja. Ek sal graag wil hê ons moet elke keer die tyd respekteer en daarby hou. Ja. En dan wil ek ook sê dat nooi asseblief Hanneke, Karen, nooi asseblief ander mense wat julle weet, Elise in daai posisie is.
Jolanda, of hulle nou in Nelspruit is en of hulle nou hier in Maak nie Pretoria saak. sit, maak nie Ja. saak nie. Iemand Van kan in Canada. Kaapstad sit, want die Zoom Ja. is eintlik so 'n lekker media. Hier het Ja. ons almal Ja. nou lekker met mekaar gesels. Ja. En as iemand 'n bietjie van tegniese goed vir ons gaan kom aanbied en dit word 'n bietjie vrae en antwoord sessie, kan iemand letterlik in die Kaap sit en dis heeltemal alright. Ja. So nooi familielede wat in die posisie is wat julle nou min of meer gehoor het en gehoor beskryf het, selfs wat Jolanda gesê het, kinders wat gestremdheid en probleme het. So kom ons nooi hulle en maak hulle deel hiervan. Ja. Elise, ek sien jy Ja, het ietsie op die hart. Ja, Ek skus het tog iemand ek sit kom genooi. uit. Sorry Jesus. Anneke. Praat. Ek het iemand genooi om mee te wees vanaand. Sy versorg nie, maar daar bly 'n bejaarde oomie by haar in haar erf. Okay. En die oom het kanker en hulle het vir hom gesê in Desember al, hy het seker 2 maande oor. So. So nou weet ek vir 'n feit, die persoon vir wie ek genooi het, is by 50 plus vanaand. Okay. En dit is wel belangrik Ja. om daar te wees. Maar ek voel sy moet hierdie bywoon, want Ja. dis nie waar sy moet pitkos kry vir die pad vorentoe. Ja. Ek dink dis heeltemal fyn dat sy by 50 plus is. Sy kan hierdie kyk op YouTube Ja. Ja. en sy kan gerus met Marius en Marita kontak maak. Ja. Ja. So Anneke laat haar net weet en sit haar op die WhatsApp groepie, né? Ja. Elise. Ja. Skus tog ek onthou nou net ek ken ook 'n ouerige momentannie wie se dogter onlangs nou probeer selfmoord pleeg het en sulke goed en hulle versorg haar nou want sy het nou ek weet nie sal hulle dalk kan ook Nee, deelneem absoluut. bring hulle en maak hulle deel van hierdie Okay. groep. Hulle het Ja. ons Ja. ondersteuning nodig. Ja, Ja. hulle sukkel om haar te ondersteun en Ja. so. Ja. Okay. Ja. Great, wonderlik. Marita, sal jy vir ons Jo- bid? Wag, hou net vas. Ek sien Jutta, jy het ook 'n hand opgesteek. Jy. Nee, ek dink jy het applous gegee. O, Waar? Ja, nee, daai was applause. Okay. Ja. Ekskuus. Okay. Marita sluit vir ons af. Baie dankie vir die lekker saamkuier julle. Ek dink dit was behulpsaam en dit was goed. En net om te weet, Karen, Elise, daar's iemand wat saam met julle staan, vir julle bid en julle sal ondersteun, al is dit 'n emosionele gebedsondersteuning. Ja. So Marita, bid asseblief vir ons. Liewe Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons gehad het om ons mekaar te leer ken en te hoor wat elkeen se behoefte is, dat ons mekaar kan ondersteun. Here, ek vra U seën op hierdie groep, en dat dit sal uitbrei, dat ons sover as wat dit moontlik is, mense kan ondersteun wat in situasies is wat vir hulle baie moeilik is. Ons vra dit, Here, alles nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Amen. Dankie julle. Dankie Lief vir julle. julle. Dankie julle. Baie dankie julle.